As jy nou dink aan 'n ernstige brandwond, wat sien jy? Vuur, reg. Maar wat as ek vir jou sê, die regte geveg is nie teen die vlamme nie. Wat as die liggaam homself begin aanval? Vandag kyk ons na 'n ongelooflike, kragtige, maar wel dikwels misgekykte wapen in hierdie stryd: hiperbariese suurstof. Kom ons spring sommer dadelik in die diepkant in. Kyk na hierdie syfer. Dis meer as 1,6 miljoen dollar. En weet jy wat dit is? Dis die gemiddelde hospitaalrekening vir iemand wat 'n brandwond oor meer as 60% van haar liggaam oorleef. Die menslike koste, wel, dis onmeetbaar, maar net die finansiële impak, dis verpletterend. Dit is waarmee ons hier te doen het. Goed, so die brand is net die begin. Dis die vonk. Wat daarna gebeur, is soos 'n domino-effek van skade. En die ware vyand hier, die ding wat die meeste langtermynskade veroorsaak, is nie die vuur nie. Dis die liggaam se eie, heeltemal oor die top reaksie op die trauma. So dis belangrik dat ons hierdie verstaan. Aan die een kant het jy die vuur, die direkte skade, maar die regte gevaar kom daarna. Die liggaam se immuunstelsel gaan heeltemal mal. Dit stuur 'n hele weermag van selle, maar in die proses veroorsaak dit massiewe swelling en daardie swelling knyp die klein bloedvaatjies toe. Wat gebeur dan? Wel, weefsel wat heeltemal kon herstel, word letterlik van suurstof verwrig en gaan dood. En hierdie kritiese area, die slagveld, het 'n naam: die sone van stase. Dink daaraan as die twyfelarea rondom die hoofbrandwond. Die weefsel hier is beseer, ja, maar dit leef nog. Dis op die randjie. En wat in daai eerste paar ure en dae gebeur, bepaal alles. Gaan hierdie sone oorleef en genees, of gaan dit ook dood en die hele brandwond net groter en dieper maak? Die beste manier om hieraan te dink is as 'n biologiese verkeersknoop. Al daai swelling en bloedklonte, dit blokkeer die kleinste bloedpaadjies, die kapillêre vatte. Dis presies soos 'n reuse ongeluk wat 'n snelweg heeltemal toemaak. Niks kan deurkom nie. En wat is die nooddiens wat nie kan deurkom nie? Suurstof. En die gevolg is dat daardie kritiese sone van stase letterlik begin versmoor. En as ons nou inzoom op 'n mikroskopiese vlak, dan lyk daai verkeersknop presies so. Moenie eers worry oor die teks nie, kyk net na die prentjies. Links, in paneel A, dis 'n gesonde bloedvat. Sien jy hoe oop en glad dit is? Maar regs, in paneel C, na die brandwond, kyk net. Dis opgeswel, beskadig en propvol selle wat alles blokkeer. Die pad is heeltemal toe. En dit is die kern van die hele probleem. Okay, so as die probleem 'n massiewe verkeersknoop is wat suurstof blokkeer, wat is die oplossing? Wel, jy moet 'n manier kry om verby daai verkeersknoop te kom, reg? 'n Soort van 'n ompad. En dis presies waar hiperbariese suurstofterapie in die prentjie kom. Kom ons kyk nou hoe dit hierdie hele vernietigende siklus kan breek. So, wat is hierdie hiperbariese suurstofterapie of HBO2 nou eintlik? Dis eintlik 'n baie eenvoudige konsep, maar is ongelooflik kragtig. 'n Pasiënt gaan lê in 'n spesiale kamer, binne in daai kamer word die druk verhoog en dan haal die pasiënt 100% suiwer suurstof asem. Dis dit, baie anders as die normale 21% suurstof in die lug wat ons nou inasem. Maar hoe werk dit? Hier's die truc, en dis eintlik briljant. Daardie kombinasie van hoë druk en suiwer suurstof forceer die suurstof om direk in die vloeistof van jou bloed op te los, die plasma. Hoekom is dit so belangrik? Want nou hoef die suurstof nie meer net op rooi bloedselle, die vragmotters, te ry nie. Hierdie supersuurstofryke plasma kan nou deur daai geblokkeerde paadjies, deur die verkeersknoop, sypel. Dit bereik die weefsel wat besig is om te versmoor en gee dit presies wat dit nodig het. Dis letterlik 'n lewenslyn wat die hele verkeersknop omseil. Goed, die teorie klink fantasties, maar die vraag is altyd, werk dit regtig? Wel, die bewyse is nogal oorweldigend. Kom ons duik 'n bietjie in die data en kyk na die werklike resultate, van mikroskopiese verbeterings tot dramatiese, lewensveranderende uitkomste vir pasiënte. Een van die heel eerste dinge wat gebeur, is dat dit die swelling of edeem drasties verminder. Nou, by ernstige brandwonde kan pasiënte letterlik massief opswel soos wat vloeistof ophou. En dit maak alles net erger. Maar kyk hierna. Pasiënte wat HBO2 gekry het 'n ongelooflike 45% minder gewigstoename gehad as gevolg van swelling. En minder swelling beteken dadelik beter bloedvloei. Dis 'n reuse oorwinning. En daai beter bloedvloei, dit lei tot resultate wat jou asem wegslaan. Hou vas aan hierdie syfer,
54%. Dis hoeveel minder pynlike operasies hierdie pasiënte nodig gehad het. Dink daaroor, meer as die helfte minder operasies om dooie vel te verwyder of veloorplantings te doen. Die impak wat dit op 'n persoon se pyn, lyding en herstelpad het, dis enorm. En dis nie al nie, die hersteltyd is ook soveel vinniger. Pasiënte wat hierdie terapie gekry het, is gemiddeld 12 dae vroeër uit die hospitaal ontslaan. 12 dae? As jy al ooit in 'n hospitaal was, weet jy 12 dae is 'n ewigheid. Dis amper 2 weke vinniger terug by jou familie. En dit verminder ook die risiko van daai gevaarlike infeksies wat mense in 'n hospitaal kan opdoen. En onthou jy daai eerste skokkende bedrag waarmee ons begin het? Wel, hier is die ander kant van daai munt. Omdat daar minder operasies en korter hospitaalverblywe is, wys studies 'n gemiddelde besparing van 36% in die totale koste. So dis nie net beter vir die pasiënt se liggaam nie, dis ook baie, baie beter vir almal se sak. Maar statistieke en syfers, dit vertel net een deel van die storie. Kyk hierna. Dit is die ware impak. Links sien ons 'n hand met 'n regtig diep, ernstige brandwond. Normaalwys sou hierdie hand uitgebreide chirurgie en veloorplantings nodig hê. Maar kyk nou regs, net 25 dae later, na behandeling met HBO2, is daardie selfde hand genees, dis funksioneel en die belangrikste, sonder enige veloorplantings. Dit is die menslike gesig van hierdie wetenskap. En dit alles bring ons by die groot, onvermydelike vraag, né? As die bewyse oor dekades heen so sterk is, as die resultate so duidelik is, hoekom is hiperbariese suurstof dan die standaardpraktyk in elke liewe brandsorgeenheid ter wêreld nie? 'n Deel van die probleem lê in hoe mediese navorsing werk. Jy weet, die goue standaard is daai reuse gekontroleerde studies wat oor verskeie hospitale strek. Maar probeer jou indink hoe moeilik dit is om so iets te reël vir noodgevalle soos ernstige brandwonde. Dis logisties 'n nagmerrie, dis ongelooflik duur en daar is ook groot etiese vrae. Maar, en hier is 'n baie belangrike maar, net omdat daai een spesifieke tipe studie nog nie gedoen is nie, beteken dit nie daar is 'n gebrek aan bewyse nie. Glad nie. Inteendeel, soos kenners soos Dr. Boykin dit stel, die wetenskaplike bewyse vir die doeltreffendheid van HBO2 het oor die laaste 3 dekades uitsonderlike vordering gemaak. Daar's hoppe en hoppe studies wat almal dieselfde oorweldigend positiewe prentjie skilder. En dit los ons dan met hierdie laaste deurslaggewende vraag. Hier het ons 'n terapie wat bewys is om lyding te verminder, herstel te versnel en selfs kostes te bespaar. Die bewyse is daar, so die vraag is nie meer of dit werk nie, die vraag is nou, wat gaan dit vat om die gaping tussen wat ons weet en wat ons doen, toe te maak, sodat elke enkele brandwondslagoffer wat hierby kan baat, die kans kry om dit te ontvang.